Goeiemôre Impak Kerk en al ons vriende en familie wat ingeskakel is. Lekker om weer saam met jou te wees op hierdie Woensdagoggend. Dis ons podcast. Lekker om weer te kuier. Lekker om weer te wees. En ons het Sondag en ek wil net hiermee begin. As jy nie Sondagoggend in die kerk was nie, ek het dit vir die span gesê en ek het vanoggend in ons staf meeting vir ons gesê, ek dink Sondag was by verre my hoogtepunt diens vir die hele jaar. Nie net omdat die kids het was, die boodskap, die uitdra, die oordra, die samewerking was net fenomenaal. Ek weet nie hoe daarvoor. Skrikkelik mooi gevloei. En jy's ouens bring excitement wanneer hulle inkom. Kyk, nou, ek gaan vir jou sê daar Sondag wat hulle vir ons mal maak. Maar hulle het iets gebring in hierdie kerk in Sondag wat net, dit stir iets in jou gees op. Dis wat lekker is. Dis juist wat ons wil hê. Ons soek daai gees wat stir, daai draai. En dis spesifiek hulle reg gekry het. Ja. Dit was 'n gewone diens en jy kon sien toe hulle hier ingespring kom van nêrens af nie, hoe die hele gehoor net ewe skielik net gedraai kry. Ja. Die impak van 'n kind, né? En die tema was joy. Joy wat die Here sê in sy woord aan elkeen van ons behoort. Of elkeen wat in hom glo, wat in hom vashou. Sê hy, dit is binne ons, hy het dit in ons ingesit. Ja. Ja, kom ons begin met die skrif. Kom ons begin met die skrif wat sê, ek gaan met die Nuwe Lewende Vertaling begin en ek wil hom eindig met die Passion, want die Passion is half die wind uitslaan moment, maar Lukas 18:15 tot 17 sê die volgende, hy sê die mense het hulle kindertjies na Jesus toe gebring sodat hy hulle kon aanraak. Die disippels het gesien wat aangaan en die mense voor stok gekry. Jesus het egter die kindertjies nader geroep en gesê, laat die kindertjies toe om na my toe te kom. En moet hulle nie keer nie, want dit is sulke mense wat deel het in die koninkryk van God. En hoor wat sê vers 17. Ek verseker julle. Hoe verseker? Jesus sê hy is verseker. Hy is van hierdie ding seker. Hy sê ek is verseker julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie aanvaar nie, sal nooit daar ingaan nie. En dit was die boodskap van Sondag eintlik. Kyk na ons kinders. Jy het kinders in die huis, is dit nie so nie? Ja. Hulle sien dinge op 'n ander manier. Ja. Hulle aanvaar ding soos wat hy is. En mense kan half sê die voordeel of die nadeel van dit. Kyk man, as jy 'n ding gesê het vir daai kind, dan beter jy hom uitvoer, want hy gaan jou voor hom hou. En jy sê, maar pappa, jy het gesê. Ja. En ek dink dis wat Jesus daar bedoel het. Om na hom toe te kan gaan en sê, maar pappa, jy het gesê. Yep. En kyk die blydskap in 'n kind. Ja. As jy vandag alle sosiale media bladsye gaan, almal neem hulle kinders af. Hulle soek daai moment waar die kind lag, waar die kind opgewonde is, waar die kind blydskap is inherënt in 'n kind. Ek met daag net by skool op tydens pouse. Dis 'n lawaai. Daag by die kidskerk op 'n Sondagoggend voor die tyd. Dis maak nie saak wat die week gebeur het nie. 'n Kind het nie die kapasiteit om blydskap van iewers af te genereer. En nou is dit nie dit wat hy van praat as hy sê ons moet daai blydskap in ons lewe hê. Dis waar die tema was. Dit moet inherënt in ons lewe wees. Elke dag. Delinder het so mooi gesê dat daardie kapasiteit wat God in elkeen van ons gesit het, van geboorte af, wat 'n kind net by ons kom stir, en hoe ons in die proses daardie verloor het. Ja. Ek kyk na wat jy gelees het in Lukas, waar dit sê, myne is baie kleiner as joune daar, so dis amazing, ek kan dit nog sien. Jy is ouer as ek. Die disippels het gesien wat aangaan en die mense voor stok gekry. So wanneer het hierdie disippels nou besluit dat hulle is te groot en hulle is te oulik om nie soos 'n kind te kan aangaan nie? Ja, ek kan daai prentjie net indink. Ek dink nie die kinders het saggies ingekom nie. Ek dink daai kinders het 10-1 true to form Jesus bestorm. Ek dink hulle het daar ingekom met 'n lawaai. Een ou dalk nog met 'n stuk in 'n knie, een met 'n ou bal in sy ander. Ek sien hierdie prentjie van hierdie aangestormde kinders vol blydskap en ek dink dis daai chaos wat die disippels laat intree het. Want chaos is mos nie goed nie, is dit nie so nie? Dit pas nie by ons prentjie nie, dit pas nie by ons status nie. Ja. Ons die beeld wat ons soms daar buite wil voorgee wat ons is, dink nie dit pas altyd in by daai prentjie nie. Ja, ons het nou ouer geword. Ja. Statiger geword. En ek dink dis juist daai ding wat Jesus hierna gekyk het. En vir die mense sê luister, dis juist dit
En ek dink aan die skrif wat vir ons leer, verlustig jou in die Here. En hy sê jou gee wat die begeertes van jou hart. En ek dink dis 'n ding van 'n kind. 'n Kind kan hom verlustig. Kyk as sy ouma of oupa kom kuier, hoe 'n kind homself daarin verlustig. Dink as hulle geskenke kry op hulle verjaarsdag, hoe 'n kind hulle kan verlustig in klein goed. Kyk as daar 'n klein kriek op die gras loop, hulle kan verlustig in klein goed. En ek dink dis 'n ding wat ons as kind van die Here verloor het, is om die klein goeders met blydskap te kan aanvaar in ons lewe. En daaroor ek sê die lewe kan geniet. Ons het daai kapasiteit laat verbygaan. Ja. Ons is so gefokus op waantoe ons op pad is en wat ons wil bereik. Ja. Dat jy mis daai klein goedjies. Ek dink die Here bless ons konstant met hierdie klein goedjies. En op 'n stadium het ons net gekom en dit as vanselfsprekend gevat. Ja. En Ek blydskap verloor. Ja, ek kyk uit 2 kinders van my, ag man, jy praat nou van 'n kriek op die gras. Dit is juist wat laasweek gebeur het. Ou Kayla, dan sien sy daar stap 'n ding op die gras. So 'n klein wurmpie. Dan sê sy net, wow. Ja. Kyk. En dan sê hom daar in die hand. Sy het hom, Ja. dis amazing. Vir ons, sy red ding tog neer. Ja. Sies. Ja, ek dink ons het die lewe vir onsself so ingewikkeld gemaak en ons mis Ja. hierdie klein joys, hierdie klein blydskap, hierdie klein momentum wat die Here vir ons wil gee. Wat hy vir ons wil wys, hy's met ons, hy's saam met ons. En ons mis dit, ons soek net die groot goed. Ons jaag die groot goed, ons jaag die wonderwerk van miljoene, ons jaag die wonderwerk van groot goed. En ons mis baie keer net daai wonderwerk van die son wat opkom en net bly wees omdat die son opgekom het. Ja. Ek weet daar's baie ouers wat vandag hier luister en wat nie aande wakker lê en bekommerd is oor die dag van môre. Hoe gaan hulle vir hulle kinders sorg? Hoe gaan hulle by die werk gaan? Hoe gaan hulle finansies? Dit is inherent normaal seker in die mense, maar ek het nog nooit 'n kind gesien wat wakker lê in die aand. Hulle het dalk wakker oor ander goed. Maar hulle lê nie wakker oor bekommernisse nie. En hoekom nie? Want hulle weet pa gaan sorg. En hulle maak nie saak wat pa deur gaan nie. Hulle is opgewonde en volle vertroue dat pa gaan doen wat pa gesê het. Ja. Ek dink aan Isak. Abraham, Isak is op in die berg, nee. Isak sê van pa, waar is die bok? Abraham sê die Here sal voorsien. En weet jy wat is my so treffend? Isak vra nie 'n vraag verder nie. Ek is nog altyd amazed oor daai gewees. Hy sê, is reg. Is dit nie die geloof van 'n kind nie? Is dit nie deel van hierdie Lukas 18 wat my en jou leer eintlik hoe om in blydskap, hoe om in geloof net te kan vertrou wat God sê. Pa sê vir hom, hy sien dit nie, hang on. Abraham het nie 'n offerdier saam gehad nie. Hy sien nie die offerdier nie, maar hy vertrou sy pa bo dit wat hy sien. Dis die hart van 'n kind. Dis hoe 'n kind is. En ek weet verseker dat baie van ons, ek sluit myself in en baie van die wat vandag inluister, gaan my saamstem. Ons het in baie fasette van ons lewe daai onvoorwaardelike geloof, onvoorwaardelike blydskap en vertroue in God verloor, ons kinderlikheid van God verloor. Hoe sê ons daai? Ek het laasweek iemand hoor sê toe ek met hulle gesels het dat yes, but life happened. En die lewe vind plaas. En so 'n paar weke terug het ons gesels oor werk dinge altyd uit soos wat ons prentjie dit sien. En ek dink dis waaroor dit gaan. God het 'n prentjie en hy het 'n prentjie hoe ons daar moet uitkom. En ons moet soos 'n kind daar uitkom, maar hoe God 'n ding doen is nie noodwendig altyd wat by my prentjie inpas nie. En daai prentjie skok ons, die manier hoe God dinge uitwerk. Daai moenie worry nie, dit gaan uitwerk. Maar vir ons is dit moes so gewees het, dit moes so gewees het. Nou werk dit nie. Ja, God moet werk volgens ons planne. Ja. En 'n kind gaan pappa ry, ja, ek ry saam. Is nie so nie? En eers as jy halfpad soontoe is, waartoe gaan ons? Ja, presies. 'n Kind is okay om in die kar te klim, net saamtyd met pa as ons gaan ry. Ja. Het ons daai geloof? Nou ek wil net die Passion vertaling van Lukas 18 vir jou lees. Nou, ek gaan eintlik net die 16, die tweede gedeelte van die vers 16 lees. Hy sê, these children demonstrate to you what faith is all about. En daai het my getref sonoggend dat die kinders, en ek staan en kyk nou op die livestream weer, hoe hulle voor net dans, en hulle self net geniet. Maak nie saak wie vir hulle kyk nie, maak nie saak of hulle skoene skoon is nie,
Maak nie saak of hulle hem gestryk is nie nou. Ja, ek sê nou nie moet vuil skoene en ongestrykte hemde rondloop, dit is nie wat ek sê nie, maar daar's net 'n lek, nie 'n tekort aan ego nie. 'n tekort aan trots nie as dit kom by die Here nie. Dis Here, wat ek ook al kan doen om myself en jou te verlustig, gaan ek doen. Hy gee nie om hoe mense na hom kyk en of hy nou oulik lyk of nie oulik lyk nie. Hy gaan net aan. Weet jy wat het my getref? Onthou jy in lockdown? Toe moes ons almal afstand van mekaar af sit en ons moes stil sit en jy moet soveel spasie hê. En toe staan op 'n tyd ook gesê by kinderkerke en by die skole, jy moet nou soveel spasie tussen mekaar hê. En hoe het net daai kind wees van daai ouens weggevat en hy moet nou stil sit. En hoe jy kan sien hoe daai ou borrel op sy stoel. Hy wil nou beweeg, hy wil Ja. En dan word vir hom gesê, maar jy moet nou social distancing. Dit is net nie deel van 'n kind nie. Ek wonder of ons as groot mense nie in geestelike lockdown leef nie. Ja. Onsself in hierdie hoekie gekry het en die joy van die lewe, die geloof van die lewe, die vertroue van die lewe van 'n kind verloor het. En Delina het so mooi gesê, met die takke, die weed wat begin groei het, soos wat jy sê, when life happens nie. Het ons onsself in hierdie boksie gesit. En dis so waar. Dis blydskap wat juist daai boksie, daai weed afbreek. Dis blydskap wat net daai verligting bring. Blydskap is goeie medisyne. Dis seker die beste medisyne wat daar is blydskap, om te lag, die lewe te geniet, en die kinders kry dit reg. En dis 'n les wat ons kan leer. Waar staan daai skrif in Spreuke waar dit praat van laughter is as medicine to the soul? Dis presies Salomo wat dit geskryf het. Yes. Nehemia 8 vers 10 kom en hy sê in Engels, for the joy of the Lord is our strength. Die eerste gedeelte van daai skrif sê don't be dejected and sad. En hoeveel keer loop ons deur hierdie lewe, selfs in Christus. Ons weet hy's goed vir ons. Ons weet hy gaan doen. Eintlik weet ons hy gaan ergens deurkom, maar hierdie proses vat so lank. Dit is so sleg. En ons loop rond asof dit sleg is om 'n kind van die Here te wees. Wat 'n daai voorbeeld waarvan Delinda gepraat het, demonstrate to us. Wat 'n voorbeeld is ons baie keer besig om te wees vir die ongelowiges daar buite. Ja. Dit is so sleg om die Here te dien, soos wat van ons aangaan. Ja. As die kinders kyk, hulle geniet dit. Lewe is vir hulle fees. En ek dink waar dit is. Ek dink baie kinders van die Here kyk na ons en sê, as dit is, dan wil ek dit nie. As daai die blydskap is wat dit is. Omdat hulle kyk na hulle self, hulle sien nie partytjies nie. Okay, daar's nou baie nagevolge daartoe wat hy nou oor kan praat, maar hulle sien daai en dan kyk hulle na die kinders van die Here en hulle is hierdie klomp suurtiere. En kan ons nie die blydskap van die kinders weer terugkry in ons lewe nie? Kan ons nie weer na kinders gaan kyk en leer wat die koninkryk van God is, hoe hulle God vertrou, hoe hulle in blydskap leef nie? Doen jouself die guns en hier Delinda het hierdie gesê, dit was vir my so mooi. Gaan soek daai foto van jou toe jy 'n kind was. Daai foto dalk iewers jou pa teen 'n muur opgehang het waar jy dalk sit en ek sien hierdie prentjie van die kind met vol sweets in sy gesig en hande vol sand en hare deur mekaar, maar met die grootste glimlag. Daar is sulke foto's van jou, want elke kind het so 'n foto. Gaan soek daai foto en herinner jouself aan jou as kind en die kind wees. En hoor, trek dit terug na die skrif toe. Kan ons nie weer geestelik op daai plek kom waar ons net weer die lewe geniet met volle blydskap en oorgawe? Kan jy nie weer op daai plek kom en net sê, Here, maak nie saak wat om my gebeur, die weeds nie. Even if life happens, ek kies blydskap. Amen. Ek was mal gewees van hoe Bernie die diens afgesluit het. Op die een wat ons gestream het, waar al die kinders hier bo kom staan het. En hulle hande uitgesteek het om te sê, dit wat die Here ons gegee het, wil ons weer wakker maak in julle wat daar staan. En dit was vir my fantasties geweest en ek wil motiveer as jy jou kinders om jou het vandag of eers oor hierdie week, laat hulle toe om bietjie weer vir jou te bid. Soos wat jy vir hulle bid. Laat hulle toe om jou hande op jou te lê. En net daai kinderlikheid weer in ons wakker te maak. Ja, verseker. Daar's jou goal. Kom ons raak weer soos kinders. Ons raak nie kinderagtig nie, ons raak soos kinders. Daar's 'n verskil. Daar's 'n verskil. Ons raak weer soos kinders. Vertrou God met alles in ons en geniet die lewe. Dis sy hart.
Dis sy blydskap, dis sy beskutting vir ons. Amen. Amen. Want hy is altyd goed. Hy's altyd goed. God bless jou. Ons sien jou Sondag.